Goeiedag. Vandag kyk ons 'n bietjie dieper na die oostelike deel van Edogawa-wijk in Tokio. Spesifiek die Mizo-gebied. Ja, Ons het 'n klomp goed hier voor ons. Amptelike dokumente van die wijk, 'n paar nogal interessante reisblogs en selfs so 'n aanlyn ranglys van gewilde plekke daar. Ons doel? Wel, om vir jou die mees boeiende stukkies geskiedenis en daai verborge juwele uit te lig. Dis 'n area wat moderne gerief en, nogal verrassend, natuurlike charme meng. Klink dit goed? absoluut. Mizo is, het is nogal 'n fascinerende plek. Op die oog af, ja, dit lyk dalk net na nog 'n moderne voorstad. Ja, net huise en stasies. Presies. Maar soos ons bronne wys, daar is lae van geskiedenis en unieke klein plekkies wat net wag om ontdek te word. Ons gaan kyk hoe die area ontwikkel het van sy landelike verlede tot wat dit vandag is. En wat dit besonders maak vir iemand soos jy, wat dalk nuuskierig is oor die minder bekende hoekies van Tokio. Goed, kom ons spring sommer weg by die naam. Mizo. Dit klink amper, ek weet nie, poëties. Waar kom dit vandaan? Ja, dis nogal 'n goeie plek om te begin, want die naam self vertel al 'n storie. Mizo as die naam vir die hele area is eintlik relatief nuut. O, regtig? Ja, dit is eers in 1913, dis nou in die Taisho-era, Taisho 2 om presies te wees, gevorm toe twee bestaande dorpies saamgesmelt het. Hulle name was Mizuwa en Ichinoe. Mizuho en Ichinoe. Jep, en Mizuo, die deel beteken iets soos oorvloedige ryskore of pragtige ryskore. Dit wys sommer dadelik na die area se diep wortels as 'n uitgestrekte landbougebied, veral ryslande. Ah, so die naam sê reis. Presies. En interessant genoeg, daai naam Mizuo self is ook nie so oud nie. Dit is in 1888, Meiji 22, geskep toe 'n klomp kleiner gehuggies saamgevoeg is. So jy sien, daar's lae van samesmelting. Dis amper soos 'n legkaart wat opgebou het oor tyd. Ja, presies. En vandag is die enigste ding wat regtig oorbly van daardie ou Mizuo-naam, die Mizuo-brug, die Mizuo-ohashi. En net vir interessantheid, ek het iewers gelees dat die nabygeleë plek Shinozaki se naam blykbaar verwys na 'n sandbank met dwergbamboes. Kyk daar, nog 'n natuurlike beeld, né? Dit versterk die prentjie van hoe die landskap seker oorspronklik gelyk het. Die punt is, Mizuo is nie net 'n naam nie. Dis 'n soort van opsomming van sy boerderyverlede en hoe dorpies oor tyd saamgegroei het. Van daai reislande gepraat, een van die bloks sê jy kan vandag nog steeds tekens daarvan sien, soos kweefhuise en selfs klein reislandjies, byvoorbeeld in Mizuo no Sato Park. Ja, dis korrek. Dit het my laat dink aan Komatsuna spinasie. Dis mos daai bekende Tokio groente. Het dit nie ook iewers hier sy oorsprong gehad nie? Jy's amper reg. Komatsuna kom eintlik van die Komatsugawa gebied. Dis net 'n entjie verder wes. Maar jou punt oor die sterk landbouerfenis hier in Mizuo is heeltemal reg. OK, naby genoeg. Ja, voor die groot ontwikkeling was hierdie area wel hoofsaaklik platteland. Dit was deel van die Ichino Shinden. Shinden beteken nie ontwikkelde ryslande, wat al in die Edo-tydperk gevestig is. Regtig, die Edo-tydperk. Dis lank terug. Ja, dit was 'n gemeenskap van boere en vissers, mense wat van die land en die riviere geleef het. En vir 'n baie lang tyd was Mizo een van Edogawa se mees, kom ons sê, afgesonderde areas as dit by vervoer kom. Hoe so? Wel, die bronne sê mense het staat gemaak op busse om by die Sobu-treinlyn uit te kom, of op die ou trolleybus wat by die Imai-brug geëindig het. Blykbaar het daai trolleybus nog tot in die laat 1960s geloop. 'n Trolleybus. Ek kan my dit skaars indink in Tokio vandag. Dit klink nogal geïsoleerd. Dit was. Maar toe kom die groot verandering. Die moltrein. Presies. Die opening van die Toi Shinjuku moltreinlyn in 1986. Dit was die waterskeiding. Skielik was Mizo direk verbind met die hartjie van Tokio. En ek neem aan dit het groot ontwikkeling veroorsaak? O ja, massief. Dit het saamgeval met reuse stedelike beplanningsprojekte, grondkonsolidasie, hulle noem dit Kochi Seri, en grondverbeteringsskemas, Tochi Kairio.
Hierdie projekte het die ou landbougrond en daai kronkelpaadjies letterlik platgestoot en omskep in die netjiese moderne straatuitleg wat jy vandag sien, veral rondom die nuwe Mizo-stasie. So dis 'n totale transformasie. Ja, heeltemal. Daar selfs 'n monument naby die stasie, die Leap Forward of Yakshin gedenkteken. Dis opgerig vir die ou burgemeester Nakazato Kiichi. Blykbaar het hy hard beklei om die lyn hiernatoe te kry, want daar was sprake dat dit nie so ver sou kom nie. So daai monument simboliseer regtig die oomblik toe Mizo se toekoms verander het. Dis nogal 'n storie. Van geïsoleerde reislande na 'n besige pendelaar voorstad. Dit bring my by een van die groot historiese plekke wat oral genoem word, die Ishinui Nanushi Yashiki. Wat maak die plek so spesiaal te midde van al die nuwe ontwikkeling? Ag, die Nanushi Yashiki is wrakkies 'n juweel. Dis 'n stukkie geskiedenis wat jy kan aanraak. Dit was die huis van die Tajima-familie. Hulle was vir geslagte lank, sedert die vroeë Edo-tydperk, die Nanushi soort van die erfhoofmanne of dorpsleiers van die Ishinui Shinden. Die leiers van die gemeenskap. Jep. Die ou wat die familie hier begin het, Tajima Zusho, was een van die pioniers wat gehelp het om die grond te ontwikkel vir boerdery. Maar die ongelooflike ding is, die hoofhuis, wat uit omtrent 1770 dateer, dis herbou na 'n brand in die Anei-era, het ongelooflik goed bewaar gebly. En staan dit nog daar? Ja, en dis die belangrike deel. Dit staan nog op presies dieselfde plek as waar dit oorspronklik gebou is, omring deur moderne woonbuurte. Kan jy dit voorstel? 'n Pragtige, autentieke grastak kayabuki noem hulle dit, met 'n ou grag rondom en bome wat honderde jare oud is. Dis soos 'n tydkapsel. Sjoe, dit klink indrukwekkend. Wat kan 'n mens binne sien? Binne kry jy regtig 'n gevoel van hoe mense toegeleef het. Jy sien die irori, daai tradisionele vuurherd wat in die vloer ingebou is. Hulle het dit gebruik vir kook en hitte, natuurlik, maar ook vir iets genaamd ibushi. Ibushi. Wat's dit? Dis 'n proses waar hulle die rook van die vuurherd gebruik het om die grastak van binne af te berook. Dit het gehelp om die gras te preserveer, weet jy, teen insekte en waterskade. Een van die blok sê jy kan vandag nog daai effekse rookreuk kry as jy instap. Dis 'n direkte sintuiglike skakel na die verlede. Presies. Die plek is nou 'n amptelike historiese plek van Tokyo Metropool. En toegang is verbasend genoeg net 100 yen. Jy sal dit kry by Haro Echo 2122. Blykbaar so bietjie weggesteek agter 'n Inagia supermark. Die punt hier is, die Nanushi Yashiki is net nie 'n ou gebou nie. Dis amper 'n lewende museum wat die kontras wys tussen Mizo se pioniersverlede en sy moderne voorstedelike hede. Alles op een plek. Goed, so die geskiedenis is ryk en tasbaar daar. Maar wat van daardie ander hidden gems, die plekkies wat jy dalk nie in elke toergids sal kry nie? Ek onthou een bron het gepraat van 'n tempel met 'n baie interessante bynaam. Jy dink seker aan Daiyunji tempel. Dis reg, ja. Dit staan algemeen bekend as die Yakushadera. Yakushadera. Ja, wat letterlik vertaal as die akteurstempel. En die rede is nogal buitengewoon. Die tempelgronde huisvas 'n ongelooflike aantal grafte van beroemde kabuki-akteurs. Regtig? Kabuki-akteurs. Ja. Ons praat van legendariese teaterdinastieë. Die groot name soos Ichikawa Danjuro, Ichikawa Uzaemon, Bandu Hikosaburo, Segawa Kikunojo, Matsumoto Koshiro, Nakamura Kanzaburo, baie van hierdie name strek oor geslagte van akteurs. Dis verstommend. Hoekom juist daar? Dis 'n goeie vraag. Miskien was dit destyds 'n rustiger, meer afgeleë plek. Maar vir enige iemand wat belangstel in Japaanse teatergeskiedenis, is hierdie tempel 'n onverwagse pelgrimstogplek. Dis 'n entjiese stap van die stasie af by Mizue 415. Dis fascinant, né? Beslis 'n verrassende fonds. Nou, die area lê mos tussen twee groot riviere, die Edogawa en die Shin-Nakagawa. Behalwe vir die groot parke langs die oewers, is daar spesifieke plekke vir 'n rustige wandeling langs water wat dalk minder bekend is. Ja, beslis. Een van die mees bekoorlike dinge van Edogawa-wijk en Mizue spesifiek is die netwerk van wat hulle Shinsui Ryokudo noem. Shinsui Ryokudo.
Ja, dit beteken min of meer watersyd groenpaaie of groenwandelpaaie langs water. Die bronne noem 'n paar. Daar is Shinodaburi. Dis 'n groen strook van so 1,6 kilometer lank, blykbaar baie gewild onder die locals vir stap of draf. Klink heerlik. Nog een is Hongo Yosue. Maar wat hierdie paaie so spesiaal maak, is waar hulle vandaan kom. Baie van hulle was oorspronklik ou besproeiingskanale wat die reislande gevoed het. So dis hergebruikte kanale. Presies. As deel van Edogawa se water- en groen netwerkprojek is hierdie kanale omgeskuip in pragtige paadjies met bome langs die kant. Toihori word ook genoem. Dis 1,8 kilometer lank naby Minami Shinozaki Sakura Park. Blykbaar is daar steeds lopende water in dele en jy kan selfs watervoëls en visse sien. Dis 'n wonderlike manier om die area se watererfenis te ervaar. So dis amper soos om langs die spore van die ou landboustelsel te stap. Klink eintlik baie rustig. Net so. Dit gee jou 'n gevoel van hoe die landskap eers was. En dan is daar natuurlik die groter waterfronte. Die Edogawa Saikomon, die groot sluishek op die Edogawa rivier, word genoem as 'n bekende plek vir kersiebloeisels in die lente. Sakura. Ja. En langs beide riviere kry jy sport- en ontspanningsplekke. Shinozaki Ponyland, ja, 'n plek waar kinders op ponies kan ry. Regtig, ponies. Ja, en die Mizube Sports Garden met bane vir rolskaats en sulke dinge. En ons moenie Mizuho no Sato Park vergeet nie, met sy bamboesplein en hy klein demonstrasie reislandjie. Dis 'n direkte knik na die verlede. Die punt is, water is steeds sentraal in Mizue se identiteit, maar nou omgeskep van 'n boerdery noodsaaklikheid na 'n bron van ontspanning en groen ruimtes. Dit klink na 'n goeie balans. Nou enige ander onverwagse of dalk bietjie eienaardige vondste wat in die bronne genoem word. Ek onthou daar 'n blog het iets gesê oor 'n snaakse haarkapperboord en daar was 'n senegeleese kafee ook. Ja, dis juis daardie klein onverwagse ontdekkings wat karakter gee, nê? Tees Kafee is 'n perfekte voorbeeld. Stel jou voor, 'n stylvolle, moderne, senegeleese kafee wat opereer vanuit 'n opgeknapte skeepshouer. 'n Skeepshouer. Ja, weggesteek in 'n stil woonbuurt by Mesoe 1465. Dis nie iets wat jy sommer verwag nie. Die RETIP bron wat dit noem, is nogal opgewonde oor die kos. Hulle praat van maffer, dis 'n tradisionele senegaleese briedie met grondboontjie botter, tomate en ei. Blykbaar is dit nie oorweldigend sterk nie, maar ryk en smaakvol. Grondboontjie briedie. Interessant. En hulle noem ook kafituba, 'n spesiale soort koffie met speserye soos kanniepeper en versoet met rietsuiker. Dit klink na 'n unieke smaakervaring. 'n Senegaleese kafee en 'n skeepshouer, dis definitief onverwags. Wat nog? Enige ander einderdighede? Wel, 'n ander blok noem 'n klein ding by die Anyaji-tempel. 'n Beeldjie bekend as die Konnyaku Enma. Konnyaku is mos daai jelly-agtige kos. O ja, ek ken dit. Volgens plaaslike geloof, as jy hierdie Enma, dis die boeddhistiese regter van die onderwêreld, 'n offerande van Konnyaku bring, kan dit help met tandpyn of oogekwale. Dis een van die bekoorlike stukkie plaaslike bygeloof. Tandpyn en Konnyaku. OK. Dan is daar ook die Daido Robot Pavilion genoem, 'n uitstaalruimte vir industriële robotte, bestuur deur die maatskappy Daido. Beslis ongewoon vir 'n woongebied. En ja, die RET-trip-lys bevestig daar's 'n goeie klomp eetplekke naby die stasie, wat wys dis 'n gerieflike plek om te bly. Dit noem plekke vir yakiniku en ramen, maar ook bakkerye soos Leo Soleil, wat glo 'n bekroonde currybroodjie het, en veral patisserie Nagakita. Wag, wat van hulle? Hulle gebruik plaaslike komatsuna spinasie in sommige van hulle gebak. Spinasie in gebak? Dis kreatief. 'n Direkte skakel terug na die landbouerfenis. Presies. Goed, een laaste ding wat my opgeval het. In een van die bloks hier die AP-tekens wat jy blykbaar by stasies en ander plekke sien. Wat beteken dit? Die AP-tekens. Dit is 'n baie belangrike detail. Dit onderstreep die realiteit van die lewe in hierdie deel van Tokio. AP staan vir Arakawa Pile,
Dis 'n verwysingsvlak vir waterhoogte, gemeet relatief tot 'n nulpunt naby die mond van die Sumida rivier. OK, 'n watervlakmerk. Maar hoekom is dit so belangrik hier? Wel, die sleutelfeit hier, wat een bron noem, is dat groot dele van Edogawa-wyk iets so 70% eintlik onder seevlak lê. 70%? Dis ongelooflik baie. Ja, dis enorm. Hierdie area is histories baie kwesbaar vir vloede, veral omdat dit tussen twee groot riviere, die Edogawa en die Shin-Nakagawa lê. So hierdie AP-tekens op openbare plekke is nie net abstrakte merkers nie. Hulle wys die werklike historiese hoogwatermerke van groot vorige vloede. Soos 'n waarskuwing. Presies. Die blog wat jy genoem het, praat spesifiek van die geel merk wat die watervlak tydens die katastrofiese Kitty-tifoon van 1949 aandui. Daai vloed het 'n AP van 3,15 meter bereik. Dis nogal ontnugterend om te dink die water het destyds so hoog by die huidige stasie gestaan. Yikes. Ja, so hierdie tekens is 'n konstante visuele herinnering aan die vloedrisiko. Dit verbind Mizo se geografie en geskiedenis direk met vandag se noodsaaklikheid van vloedbeskerming. Dit wys hoe water hier baie 'n bron van lewe en groen ruimtes is, maar ook 'n voortdurende potensiële gevaar. So as ons alles saamvat, ons het hierdie reis gemaak van die oorspronklike reislande en die pioneerfamilies soos die Tachimas by die Nanushi Yashiki, deur die transformasie na 'n moderne voorstad danksy die moltrein, tot by die ontdekking van verborge geskiedenisse soos die Aktos-grafte by Daionji-tempel en die spook van die ou trolleybus. Ja, En dan is daar vandag se unieke vondste, die Senegalese kafee, die groen wandelpaaie, selfs die Komatsuna ingebak. Wat sê dit alles vir ons oor Mizo? Vir my voel dit na 'n plek wat voortdurend besig is om 'n balans te vind tussen sy ryk, soms vergete verlede, sy moderne gerief en sy komplekse verhouding met water as 'n seën en 'n risiko. jy het dit mooi opgesom. En wat ek besonder treffend vind, is die sigbare kontras wat die bronne beskryf. Aan die een kant, ja, die beplande, netjiese stedelike ontwikkeling rondom die stasie, die resultaat van daai groot grondprojekte. Die moderne kant. Presies. Aan die ander kant sien jy steeds die oorblyfsels van die ouer dorpsstrukture en die landbouverlede wat deurskemer. Denk aan die Nanushi Yashiki, wat net daar staan. Of selfs, soos een blog opmerk, die vreemde, kronkelende straatpatrone en ouer dele soos Tanigawarshe en Shome, wat dalk die lyne van ou waterweë of reislandgrense volg. Dis hierdie naasbestaan van oud en nuut wat Mizo sy spesifieke karakter gee. Dit laat 'n mens wonder. Presies. Dit bring 'n belangrike vraag na vore, nie net oor Mizo nie, maar oor baie plekke wat vinnig verander. Hoe behou 'n gemeenskap sy unieke identiteit, sy sin van plek, te midde van sulke georganiseerde verandering? Lê dit in die bewaring van plekke soos die Nanushi Yashiki? Of dalk in die nuwe gebruike vir ou dinge, soos daai groen paadjies. Ja, of dalk in die klein, onverwagse kultuurspikkels soos Thai Cafe. Dis dalk iets vir jou om oor na te dink. Die volgende keer as jy self die kans kry om een van daardie groen paaie te verken, of by 'n historiese hoekie soos die Akteurstempel in te loer. Hoe leef die verlede voort in die Here?